Die Departement Tegniese Dienste is nie noodwendig die sigbare gesig van die groter ontruimings- of veiligheidsplan van ons volk nie. Tog kan geen plan suksesvol uitgevoer word sonder tegniese dienste nie. Hierdie departement werk dikwels stil op die agtergrond, dag en nag, om te verseker dat die basiese funksionering van 'n gemeenskap behoue bly. Wanneer die lewensgehalte van ons mense bedreig word, tree ingenieurs, tegnisi en ander kundiges in. Hulle gebruik beskikbare hulpbronne, inisiatief en praktiese kennis om probleme op te los en om, waar moontlik, voorkomende maatreëls in plek te stel. Sonder tegniese dienste sal noodsaaklike infrastruktuur vinnig tot stilstand kom. Behuising, paaie, riolering, watervoorsiening, hospitale en instandhouding is alles afhanklik van tegniese kundigheid. Selfs voertuie wat gediens moet word en paaie wat herstel moet word, speel 'n groot rol in die beweging en veiligheid van mense. Ons neem baie dinge in die daaglikse lewe as vanselfsprekend aan. Dinge soos skoon drinkwater, vervoer, sanitasie, afvalverwydering en selfs verkoeling of vriesgeriewe. Maar wanneer hierdie stelsels begin faal, verval gemeenskappe vinnig in chaos. Onveilige water, swak sanitasie en die gebrek aan infrastruktuur veroorsaak siektes en verlaag mense se algemene lewensgehalte. Hospitale kan byvoorbeeld nie behoorlik funksioneer sonder spesifieke gasse, verkoeling en energie nie. Selfs begraafplase, afvalhantering en infrastruktuur vorm deel van die werk wat deur tegniese kundiges ondersteun word. As ons wêreldwyd kyk na gebiede wat deur oorlog en anargie getuister word, sien ons 'n duidelike patroon. Mense word gedwing om in groot getalle bymekaar te leef, in beperkte en ongesonde ruimtes. In sulke omstandighede is hulpbronne skaars en infrastruktuur swak. In die verlede het internasionale organisasies soms hulp gebied in sulke situasies. Maar in 'n wêreld waar konflik wyd versprei kan wees, kan ons nie daarop staat maak dat hulp van buite altyd beskikbaar sal wees nie. Dit is juis om hierdie rede dat die Suidlanders vooruitbeplan en strukture ontwikkel het. Een van die belangrikste doelwitte is om te voorkom dat groot massas mense onnodig saamgedruk word in beperkte gebiede. Sommige streke mag meer hulpbronne hê as ander, terwyl sekere dorpe meer druk kan ervaar, na mate mense deur veilige punte beweeg. Daarom moet populasieverspreiding, behuising en hulpbronbestuur sentraal gekoördineer word. Deur samewerking tussen verskeie departemente kan mannekrag, infrastruktuur en beskikbare fasiliteite optimaal benut word. Kom ons kyk na 'n eenvoudige voorbeeld. Stel jou voor 'n soutmyn moet begin werk om 'n noodsaaklike hulpbron te voorsien. Verskeie vrae moet beantwoord word. Watter kennis en vaardighede is nodig? Watter toerusting moet gebruik word? Hoeveel mense sal daar werk? Waar gaan hulle bly? Hoe gaan produkte vervoer word? En, is daar genoeg brandstof beskikbaar? Dit is presies hierdie tipe scenario's wat die Departement Tegniese Dienste help beplan en bestuur. Om hierdie werk effektief te doen, is die departement verdeel in verskeie subdepartemente. Die eerste is professionele dienste. Hierdie groep dien as die dinkskrim van tegniese dienste. Hier werk professionele en semi-professionele persone, soos ingenieurs, geoloë, argitekte, landmeters en projekbestuurders. Hulle help om hulpbronne te beplan, prioriteite te bepaal en tegniese oplossings te ontwikkel. Die tweede is siviele dienste. Hierdie groep fokus op basiese infrastruktuur, soos behuising, water, paaie, riolering en afvalhantering. Ambagslui, konstruksiewerkers, masjienoperateurs en mense met praktiese ervaring speel hier 'n belangrike rol om gemeenskappe funksioneel te hou. Die derde is meganies en transport. Hierdie subdepartement hou voertuie en toerusting aan die gang. Hulle help mense wat onderweg is na veilige gebiede en sorg dat landbou en vervoertoerusting in stand gehou word. Werktuigkundiges, paneelkloppers, auto-elektrisiens en swaar voertuigbestuurders is hier onmisbaar. Dan is daar staal en komponente. Hierdie groep vervaardig en herstel strukture, masjiene en toerusting. Ketelmakers, swysers, passer en draaiers en ander metaalwerkers sorg dat nodige parte en meganismes beskikbaar bly. Laastens is daar die algemene afdeling. Hierdie afdeling dien as 'n vangnet vir spesialisvaardighede wat nie noodwendig in die ander kategorieë val nie. Dit kan onder andere tekstiele,
leerwerk, sekuriteitstelsels, kameras en ander skaars vaardighede insluit. Dit is ook belangrik om te onthou dat tegniese dienste nie net op mans staat maak nie. Ons dames, jonk en oud, kan 'n groot rol speel in tekstiele, klere, tente, komberse, voorbereiding en baie ander noodsaaklike funksies. Nog 'n belangrike aspek is vaardigheidsoordrag. Ons moet kennis oordra na die volgende geslag. Jong mense moet leer by die ervare tegnisië van vandag, sodat die kennis en vaardighede van ons volk nie verlore gaan nie. Ons geskiedenis wys dat ons volk buitengewone vermoë het om te bou, te innoveer en oplossings te vind. Van tegnologiese deurbrake tot ingenieursvernuf het ons al baie bereik. Maar uiteindelik erken ons dat alles wat ons bereik het, deur die genade van God moontlik gemaak is. Daarom is ons roeping nie net om te bou nie, maar ook om ligdraers te wees. Mag ons met nederigheid, wysheid en vasberadenheid werk aan die toekoms van ons mense. Sluit aan, raak betrokke, ter wille van jouself, jou gesin en ons volk.